So, ons gaan die volgende paar weke se lê dit neer, van lê dit neer, Jacques het 'n bietjie mooi oor dit laas week gepraat, en ons gaan dit verder aangaan met dit, en ek gaan 'n bietjie met julle praat oor vandag is van bou 'n altaar. Lê dit neer, gaan iets kos, dit kos gehoorsaamheid, want gehoorsaamheid bring geestelike vrystelling. Maar wat 'n soort gehoorsaamheid? So, waar ons in vandag is ons baie keer fisies goed neerlê. Ons moet fisies goed doen om jou Bybel kerk toe te bring, een van dit. Maar om die Bybel te lees, om te bid, om regtig tyd met die Here te spandeer, moet ons opofferings maak. Ons moet gehoorsaam wees aan God. Baie mense wil God in hulle lewens hê. Is dit al? Jy wil dat God jou lewe verander. Is dit so? Maar hulle wil nie goed neerlê nie. Ons wil nie baie keer goed neerlê in ons lewens nie. Ons bid baie keer vir deurbraak, ons bid vir genesing, ons bid vir vrede, maar ons wil een ding nie doen nie, en ons wil nie gehoorsaam wees nie. Ons wil nie goed neerlê nie, wat ons teruggaan nie, en ons weet, dit hou ons terug. Die Heilige Gees is so tasbaar, en so, ek wil sê, so mooi, dat hy met jou praat, as jy iets verkeerd doen. Is dit nie so nie? Daai stil, sagte stemmetjie wat met jou praat as jy iets verkeerd doen. Hy sê vir jou. So, om een ding te weet is van, ons moet gehoorsaam wees. As jy, een beginsel wat deur die hele Bybel loop, is een ding, fisiese gehoorsaamheid. As daar fisiese gehoorsaamheid was van 'n persoon in die Bybel, was daar geestelike deurbraak, geestelike vrystelling. Ietsie het in die gees gebeur. Amen. Wil jy hê ietsie moet in die gees gebeur vir jou? Ek glo ons almal wil hê. So wanneer jy ietsie doen, gaan God iets vir jou vra, wat iets in die geestelike wêreld groter is as wat jy dink. Maar vandag gaan ons 'n bietjie kyk na ons ou vriend Abraham. Abraham was 'n man van geloof gewees. Abraham was vir God vir hom gesê, gaan, en wat het hy gedoen? Hy het gegaan. Hy was gehoorsaam gewees. Maar hy op 'n punt hy is so gehoorsaam gewees, hy het sy seun amper geoffer. Genesis 22 vers 2 sê vir ons, God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun, Isak, wat jy liefhet, en gaan na die landstreek Moria, en offer jou seun as 'n brandoffer, daarop een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. As jy nou moet dink, hierdie Abraham en Sarah het lank gevat om 'n seun te kry. Abraham was 100 gewees en Sarah was 99 gewees. 90 gewees. Maar ongeag, hulle was, ek het so gesê het nie, hulle was jonk gewees in die gees, man. Maar hulle kon nie kinders kry. En toe is God genadig met hulle, en vir hulle 'n kind gegee, 'n seun gegee. En hierdie seun was 'n belofte. Dis die belofte wat God vir Abraham gegee het, ek sien 'n vader van die nasies maak. Hy is 'n wonderwerk, want, hulle was maar ver in hulle jare. Dit was 'n toekoms vir Abraham en die volk wat hy lei. En dis 'n verbond wat God met hom gemaak het. Maar nou moes hy sy seun gaan offer. Sy enigste seun. Hy moes die persoon wat hy die liefste voor gehad het op daai oomblik, het God vir hom gesê, vat hom en gaan offer hom. Kan jy jouself indink? Toe ek nou 'n pa word, is dit nou vir my baie meer, ek wil sê, ernstig. Om te sien dat ek lief is my seentjie. As God vir jou vra, gaan lê jou seun neer op die altaar en verbrand hom. Dit klink wreed, maar God het 'n plan agter dit gehad. So God sê vir hom, gaan lê hom neer. Dit maak nie vir ons sin nie. Ek dink baie keer om gehoorsaam te wees, maak nie logies sin. Ons as mense, en ek bedoel eintlik groot mense, ons wil alles uitredeneer. Ons is baie logies oor goed. Is dit nie so nie? Ons altyd dan sit, as ons nou verduidelik van om gehoorsaam te wees, wil ek dit glo soos 'n kind. Dis niks kinders nou hier binne nie. Maar ek nou vir julle sê, julle,
Daar is 'n olifant daar buitekant. Wat gaan julle dink? Hoe kan daar olifant daar buitekant wees? Daar's nie 'n dieretuin naby, daar's niks hier naby van waar 'n olifant ewe skielik die buitekant kan wees nie. En ek hoor niks nie, ek sien niks nie, ek voel niks nie, want dis seker voel hoe die grond beweeg. Maar 'n kind, wat sal 'n kind doen? Hy sal uithardloop te gaan kyk. Hoekom? Want hulle geloof soos 'n kind. As ons as groot mense, ons wil alles logies sin laat maak, ons wil alles laat sin maak en dit in logika se boksie sit, maar om gehoorsaam te wees, maak nie altyd sin nie. Vir Abraham het dit glad nie sin gemaak nie. Ek dink vir myself, as God het vir my gesê, het dit glad nie vir my sin gemaak van Here, wat gaan nou hier gebeur? Hoekom moet ek my seun offer? Soos, baie keer het God miskien nie vir iets vir jou gevra, maar jy het gesê, wat maak nie sin nie. God sal nie iets doen wat nie sin maak. Wel, logies maak dit nie sin nie, maar God het 'n plan agter dit. En dis waar vertroue inkom. Hoe erg vertrou jy vir God? As God vir jou sê, doen dit, en jy doen dit nie, wat kan gebeur? Maar wat kan gebeur as jy dit doen, as God vir jou sê, doen dit en jy doen dit? Wat gebeur? Ons baie van ons, ek dink baie van ons het hier so 'n testimonies van, as jy iets gedoen het God so deurgekom in jou lewe. Ekskuus. Genesis 22 vers 3. Lees aan. Vroeg die volgende môre. Hoor jy? Vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal en hout gekap vir die brandoffer. Hy het 2 van sy slawe saamgeneem en ook sy seun Isak. Toe het hy vertrek na die plek toe waar God hulle aangewys het. Luister gou, die volgende oggend. So God het vir hom gister gesê, vroeg die oggend. Dit is donkie gepak, almal gekry, kom ons gaan. Wat wys dit? Hy het nie geredeneer nie. Hy het nie gesê, hy het nie gewag nie, gesê, miskien ek net weer wag en hoor of dit weer van God af is. Hy het nie uitgestel nie. Hy het nie soos verskonings gemaak nie. Dit is wat baie keer ons doen. As God vir ons iets sê, is ons altyd verskoning. Ek sê vir jou, as jy 'n verskoning soek, is dit altyd 'n verskoning. Net gou 'n bietjie om dit so te sê, om kerk toe kom het baie mense verskonings om nie kerk toe kom. Is nie so nie? Maar jy moet 'n verskoning hê om kerk toe te kom. Maak eers 'n verskoning om kerk toe te kom en nie weg van die kerk wees nie. Ek sê maar net ietsie bygesit vir julle. Hy het die donkies opgesaal en hy het gegaan. Hy het dadelik gegaan. Ware geloof wys nie wat ons glo nie, maar dit wys wat ons doen. Baie mense sê, ek vertrou vir God in my lewe. Is jy seker, as God vir jou nou sê, verkoop alles wat jy het, en gaan na Nigerië toe. As God dit vir jou sê, nie mens nie, nie 'n persoon nie, nie 'n profeet nie, as God vir jou sê, het jy vertroue in hom, om te sê, ja Here. Ek wil vir julle eerlikwaar sê, ek weet nie of ek so baie vertrou nie. Maar een ding, ek weet God is goed. En sy planne vir my is baie beter wat ek kan dink. So my vertroue is miskien min, maar ek sal myself dwing om te vertrou. Want God se plan vir my is wat? Goed. Hy is goed vir my. Gehoorsaamheid wys hoe ons opregtig vertrou. Ek weet baie keer is ons al die groot goed nou, ons gaan Nigerië toe. Nee, kom ons begin klein. Hierdie blommetjie. Wat is 'n blommetjie se doel? Ek vra my so, ek het nou hulle gevra, hulle weet nie. Wat is 'n blommetjie se doel? Hy ruik lekker. Hy is mooi, lyk mooi. Wat is sy doel? Vir baie, okay. Maar wat is sy doel? Wat is sy doel vir die plant? So, as wie sou nou bly, hulle bestuif hom en alles, wat gebeur met die blommetjie? Hy maak saad. Hy maak toe. Om wat te doen? Om nog blommetjies te maak. Wat moet hierdie blommetjie dan doen? Hy moet homself offer. Om meer te doen. En baie keer dink ons, dis groot goeders, maar as ons self offer vir God, dan lyk dit of nou alles toegaan,
Maar eintlik is God besig om iets groots te doen. Abraham was besig om nou sy seun te vat na 'n berg toe. En as ek nou reg is nie naby gewees nie. Hulle moes gegaan het. So het vir hom toegelyk. Dit het nie meer so 'n blommetjie gelyk. Dit nie mooi gelyk meer nie. Maar hy moes vertrou dat God besig was met ietsie. Hy was besig met iets in dit. En miskien is God besig met jou. Met ietsie kleins. Sê vir jou, gaan gee vir daai oue druk. Gaan smaak vir daai persoon. Gaan vra net vir die persoon, die Here het jou lief. Of sê vir die persoon, die Here het jou lief. Klein gehoorsaam. Net om in die klein goed gehoorsaam te wees. Maak jou reg vir die groot goed. Ek wil 'n illustrasie ook net gee nog. As jy na die dokter toe gaan en jy is siek, wat sê die dokter vir jou? Wat gee hy vir jou? Dan gee hy medisyne, né? Okay, en jy vat nou die medisyne en jy gaan huis toe en jy sê, "Jesus, maar ek glo die dokter, hy het vir my gesê dat ek gaan gesond word as ek die medisyne drink, maar jy drink die medisyne glad nie. Wat gaan gebeur? Gaan jy gesond word?" So wat sê dit vir ons? Om te glo is een ding, maar om te doen is 'n ander ding. Ons glo baie keer. Ons glo hierso gaan miskien 'n saadjie uitkom uit die blommetjie. Ons glo ons gaan gesond word as ons medisyne drink, maar wat moet ons doen? Offer. Hierdie blommetjie moet homself offer. Jy moet 'n daad doen om te sê van ek gaan nou die medisyne drink. Want ons hoor baie keer die woord, maar ons gehoorsaam dit nie. Ons gehoorsaam nie wat God vir ons sê nie. Want ons dink ons weet beter. Ons dink ons weet wat die volgende plan is. Maar dis waar ons self moet neerlê op die altaar. Kom ons gaan aan met vers 9. Toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou. En ek wil daar so op die pos. Soos om 'n altaar te bou is nie net slaan 'n tent op nie. Dis klippe kry. Dis pak. En dit was nie net so gewees nie. Dit was so gewees. Jephoogte. En dit het tyd gevat. En hy moes dit gedink het en geweet het, hy moet God vertrou nou. Hy moet tot die dood so gehoorsaam wees vir God. Die altaar was 'n plek waar altyd om iets te gee. Maar dit was ook 'n plek wat God iets gedoen het altyd. In die Bybel is die altaar 'n plek van oorgawe, is 'n plek van offer, is 'n plek van ontmoeting met God. En wanneer Abraham die altaar gebou het, het hy eintlik gesê, van God, ek vertrou U. Ek vertrou U meer as wat my eie planne is. Ek vertrou U. Kan jy vandag sê, jy vertrou God meer as wat jou eie planne is? As wat jou plan, wat jy gemaak het in die toekoms en wat jy beplan vir jou toekoms? Dink jy God het 'n beter plan vir jou? Hy het. Maar kan ons hom vertrou met dit? Om te sê, ons wil altyd beheer hê oor goed. Is dit nie so nie? Ons ken baie mense wat beheer wil hê oor alles. Elke besluit, elke keuse. Maar as ek 'n beheer wil hê oor hierdie blommetjie, en ek wil vir hom sê, jy moet oop bly. En hy wil toegaan. En ek wil sê, nee, oop bly. Wat gaan gebeur? Wat breek die blommetjie? Het hy dan 'n funksie? Die by eintlik is skoonmaak. As jy beheer wil neem, gaan jy baie keer goed breek. God wil iets vir jou doen. Maar ons wil so graag beheer neem, want ons wil hierdie goed in ons hande hou en God sê los. Vertrou my. Wees gehoorsaam aan my. En ek sal vir jou die uitweg gee. Abraham het die altaar gebou. Hy moes vertrou. Hy moes geweet het van, okay, die altaar is gebou, die volgende stap is, die hout opsit, die volgende stap is, ek moet my seun daar opsit, en ek moet 'n mes na my seun toe vat. Baie mense wil God met 'n nuwe, baie mense wil hê God moet 'n nuwe ding doen.
Ons wil almal laat God 'n nuwe ding doen in ons lewens, korrek? Ietsie nuuts en ons is nou in die begin van die jaar en ons wil hê God moet iets nuuts doen in ons lewens. Maar ons hou vas aan al die ou dinge nog. Ons hou vas aan al die ou goed wat God vir ons sê los. Hallo, amen. Ons hou so vas aan ons verlede, aan alles wat ons gedoen het, aan ons sondes wat ons nou het. Ons wil nie beheer verloor van ons lewens nie. Maar dis die perfekte plek om te wees, om te los en laat God oorneem. Want hy wil 'n nuwe ding doen. As so 'n ding van, as jy iets vashou met een hand en jy wil God se belofte gryp, gaan jy gryp met een hand en jy hou nog een ander hand vas. Weet jy wat jy moet doen? Los die ou goed, vat die belofte van God met 2 hande. Hou dit vas. Want dis wat hy vir jou wil gee. Het jy 'n belofte van God gekry? Het jy 'n belofte van God gekry? Antwoord dit vir jouself. Want God het 'n belofte vir jou, hy het 'n toekoms vir jou, hy het 'n plan met jou. Maar hy vra vir ons om gehoorsaam te wees. God vra jou om iets neer te lê. Miskien jou trots. Ons baie mense sukkel nog met trots. Spreuke sê vir ons, voor die val kom die trots. Beheer, hulle het gesê, ons wil altyd beheer hê oor ons lewens, oor die toekoms, oor wat ons wil hê, oor wat ons wil bereik. Bitterheid. Ek dink dis 'n groot ding in ons land nog, is bitterheid. Sondes, vrees, angstigheid. Ons wil alles so vashou, waar God vir ons sê, lê dit neer. Amen. En wanneer ons dit neerlê, wanneer jy al daai goed neerlê wat God vir jou sê, maak God plek vir vrede, vir genesing, vir deurbraak, vir liefde en 'n nuwe seisoen. Baie van ons sit nog steeds in dieselfde seisoen al vir 5 jaar. Ons wil nie los nie. Ons wil dit nie neerlê nie. So wanneer ons gehoorsaam is, voorsien God. Kom ons lees. Ek gaan nou vir julle lees van vers 10 af. Dit gaan nie op die bord verskyn nie, maar jy moet jou Bybel by jou hê mos. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel uit. Abraham, Abraham! Hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê God, los jou seun. Dis in vers 12. Los jou seun, moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. As jy in gehoorsaamheid iets doen, as jy tot die einde toe gehoorsaam is, dan gebeur iets ongeloofliks. Dan gebeur iets wat jy nie verwag het nie. Vers 13. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan sy horings in die bos vasgevang is. Hy het die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as 'n brandoffer geoffer. God het reeds voorsien. God het reeds vir jou voorsien. My broer en sussie, luister vandag mooi. God het klaar vir jou voorsien. Maar hy soek vir jou om gehoorsaam te wees. Hy soek vir jou om goed neer te lê. En hierdie is die maand om dit te doen. Nie maar dat 'n ander maand is nie, maar hierdie maand fokus ons op dit om dit neer te lê. Om 'n fisiese ding te doen van Here, ek lê hierdie neer. Abraham kon nie eers hy sien nie die wat God voorsien het voor sy gehoorsaamheid nie. Voorsiening kom na die gehoorsaamheid. Want as hy voorsien het voor die gehoorsaamheid, is hy nodig om dan te gehoorsaam nie. Maar God sê gehoorsaam my en ek sal voorsien. Abraham was gehoorsaam geweest. Die mes was in die lug op. So hy het klaar hy besluit geneem. Hier gaan ek.
Hy was daar, bo sy seun, met die mes. En God sê vir hom, stop. Hy was tot die einde toe gehoorsaam. Is jy so gehoorsaam? As God vir jou iets sê, wat jou logies nie sin maak nie, wat vir jou gaan seer maak miskien. Is jy, ek wil sê, vertrou jy vir hom genoeg, dat hy sal deurkom. Die voorsiening van God is baie keer in die ander kant van gehoorsaamheid. Soms sê mense, wanneer God voorsien, sal ek gehoorsaam wees. Baie mense sê, as God vir my sal doen, sal ek gehoorsaam wees aan hom. Maar daar kan ons om. God wil jou gehoorsaamheid hê, want hy wil sien jou hart. Want dis wat hy soek, hy sien jou hart. So praat hy oor dit oor Dawid, van die hart. Alles gebeur in die hart, hy wil sien wat in jou hart aangaan. Maar gehoorsaamheid kom eers na. Gehoorsaamheid kom eers en dan kom die voorsiening. So wees gehoorsaam aan God. As nou kyk na die altaar, is dit eintlik so mooi simboliek van die kruis. Van hoe dit gebeur het, en hoe dit van die kruis, van Isak wat geoffer word, en Jesus wat vir ons geoffer is. As nou kyk, die berg waar Abraham was Moria, en dit was dieselfde streek as waar Jesus eeue later gekruisig sou word. So Isak dra die hout op die berg op. En wat het Jesus gedoen? Hy het sy kruis gedra op na die berg. Maar daar's een groot verskil. Abraham se storie is van God voorsien 'n ram vir sy seun. Die kruis is God voorsien sy seun vir ons. God voorsien. Maar ons moet gehoorsaam wees aan hom. Jesus homself gehoorsaam gewees het tot die einde toe. En hy het gevra, Here, kan die beker nie verbygaan nie, maar nie my wil, nie u wil. Wat was dit? Dit is gehoorsaamheid gewees. Johannes 1 vers 29 sê vir ons, Behold the Lamb of God. Dis nou Johannes die Doper wat hierdie sê, Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus het geword die ram wat gesimboliseer is hierso. Hy het 'n offer geword, want hy is gehoorsaam gewees tot die dood toe. Nie om te sê dat jy geoffer word nie, maar hoe gehoorsaam is jy? Is jy gehoorsaam genoeg dat God jou kan gebruik? Is jy gehoorsaam genoeg om te sê, Here, ek weet nie wat volgende is nie, maar wat volgende is, sal ek vertrou. As u vir my sê, ek moet hierso loop, sal ek hier loop. Ons het 'n begrafnis gehad, Vrydag, en ons het Psalm 23 gedoen. En Psalm 23 sê vir ons mos, deur die dal van doodskade weer. Ons gaan deur die dal van doodskade weer wees. Maar God is met jou. God is met jou tot die einde toe. So jou vraag vandag is, wat lê jy neer? Laasweek het jy iets neergelê, maar wat lê jy neer vandag? Sommige mense moet miskien sê, beheer oor jou lewe. Beheer oor wat ek wil hê, of wat ek wil sien. Miskien is dit sonde wat jy wegsteek. Miskien is dit sonde wat jou vashou. Miskien is dit bitterheid teenoor iemand, teenoor mense. Miskien is dit bekommernis. Ek dink ons is baie keer bekommerd oor wat die toekoms inhou. Veral nou wat ons nou sien die oorlog wat gebeur. Maar kom ons gee dit oor, want ons nie beheer oor dit nie. En dan jou planne, dis ook een ding. Ek sê ons kan planne maak tot ons blou is. Maar God is die een wat die planne laat kom. Hy is die een wat ons voetstappe lei. So wanneer ons planne nie altyd uitwerk soos dit moet nie, dis oké. Want God is besig. Vertrou hom, laat hy die regte pad vir jou vorentoe het. Want God sê vir jou vandag, bou 'n altaar en gaan lê dit neer. Bou 'n altaar en lê dit neer wat God vir jou sê om neer te lê. Wat is dit in jou lewe? Wat is besig om jou vas te hou, laat jy nie vorentoe kan gaan? Want ons wil groei hierdie jaar.
Ons wil saam groei hierdie jaar. En om saam te groei, moet ons goed neerlê. So hierdie uitdaging vir die week is kort goedjies. Want hierdie is 'n ernstige ding wat jy moet self antwoord. Nie ek vir jou die antwoord moet gee nie. Praat eerlik met God in jou gebeure. Praat met hom. Ek dink ons is baie keer so bang om ernstig of om eerlik te wees met God, dat ons net die mooi Christelike Chinese woorde, Christianese woorde sê, dat ons vir God net wil mooi praat. Maar God soek jou hart. Hy wil hê jy moet praat met hom. En dan lees jy sy woord wat hy jou lei. As jy God se woord lees, bring dit iets in jou hart. Dit verander iets in jou lewe. En as jy tyd maak om te lees, sal God by jou baie keer na verse of na hoofstukke toe vat wat regtig net vir jou bedoel is. En dan wees gehoorsaam. Wees gehoorsaam wat God vir jou wys. Ek dink dis een van die moeilikste goed as Christen om te doen, baie keer om gehoorsaam te wees. Onthou een ding. En ek wil jy net hierdie ding onthou. As jy hierdie ding net hierdie hele week kan onthou, sal dit jou hele mindset begin verander. Geestelike of spiritual obedience brings spiritual release. Geestelike gehoorsaamheid bring fisiese vrystelling of geestelike vrystelling. So ons moet iets doen. Ons moet iets doen. Wat moet jy doen vandag? Wat moet jy doen hierdie week? Lê dit neer. Wat moet jy neerlê? Wat God op jou hart sit. Wat God op jou hart sit, wat jy besig is, of wat besig is om jou terug te hou. Abraham het nooit alles verstaan nie. En as ons terugkyk, ek verstaan ook nie baie keer sy storie. Maar hy was gehoorsaam geweest. Hy het die gehoorsaamheid gehad en dis hoekom hy die vader van geloof genoem word. En omdat hy gehoorsaam was, het God 'n groot plan geopenbaar aan hom. Hy het 'n vader van nasies geword. En God se groot plan vir jou is wat? Hy het 'n plan vir jou. En vandag staan ons hier vandag staan ons hier en jy moet iets opoffer. Wat moet jy offer? Baie keer in 'n huwelik moet ons goed opoffer. Vir jou kinders moet jy goed opoffer. In jou werk moet jy goed opoffer. Maar baie keer ons doen dit nie vir ons lewens. Wat moet jy opoffer? Wat steel tyd? Wat is besig om jou te verhoed om tyd te spandeer met God? Miskien is dit onvergifnis nog in jou hart wat moet uitgesort word. Miskien is daar so 'n stroeweling in jou. Maar God het 'n plan. Vandag vra God nie vir jou vir 'n lam nie, maar hy vra vir jou om iets neer te lê. Jou trots, jou vrees, jou beheer, jou sondes, jou angstigheid, enigiets wat jou terughou van God af. Hy vra vir jou vandag om dit neer te lê. Want wanneer jy dit neer lê, kan God werk. Sluit julle oë asseblief. Ja, Here, waar ons hierso as familie hierso is, Vader, wil ek net hierdie oomblik net gebruik om dat elke gedagte net gefokus kan word op U. So as jy hierso sit en jy weet nog nie wat jy moet neerlê nie, ek weet God is goed en hy is getrou, die Heilige Gees kom. Ons het die liedjie gesing van kom o Heilige Gees. So Heilige Gees kom wys elke persoon hierso vandag wat moet hulle neerlê. Miskien is dit die kleins wat jy moet neerlê. Miskien is dit 'n geheime sonde. Miskien is dit ietsie van bitterheid in jou hart. Miskien is daar nog waar jy nog in jou voet in die wêreld wil hê, maar jy wil ook meer nader aan God kom. Wat wil God vir jou wys in jou hart? En as jy vandag hier so sit en jy sê maar hy het iets vir my gewys, wat moet ek nou doen? Goed, praat met hom. Gaan praat met God. En dan gaan lees sy woord. En waar wil ek lees? Wel, wat God vir jou wys. Miskien is jy besig met 'n Bybelplan. God is goed, hy het lank al geweet, jy gaan hierso bykom. Hy het geweet wat jy volgende moet doen. So hou aan waar jy is. Hou aan lees waar jy nou lees. En as jy hierso vandag sê, as jy nog nie iets gelees nie, ek sê, lees Abraham se storie, Genesis 22. Gaan lees oor dit en hoor wat God vir jou sê.
So Here, ek bid vir elke hart, vir elke persoon hierso. Wat miskien iets swaar sit, en hulle weet nie wat neer te lê nie. Here, U het eintlik vir ons gewys hoe Abraham sy seun neergelê het. Dit was moeilik geweest, maar hy het gedoen. Al het dit nie sin gemaak nie, hy het gedoen. En God wil dit vir jou doen. Wanneer jy iets neerlê, kan hy werk. Wanneer jy iets neerlê op die altaar, kan hy voorsien. So Here, ek bid vir elke hart hierso, elke persoon hierso, dat hulle nie sal wegstry om met U te praat nie. Dat hulle nie sal wegstry om Bybel te lees nie. Of om net U gehoorsaam te wees nie. Vader, ek bid vir waar ons as groot mense heeltyd logika probeer gebruik om goed te verduidelik. En baie keer is daar nie 'n verduideliking vir hierdie goeters nie, maar net vertrou wat gevra is. So Here, ek bid vir elkeen wie weet wat ingaan, dat U met hulle sal wees, hulle sal lei, die mense wat op vakansie gaan, dat U met hulle sal wees en veilig op die pad sal hou. En Here, ek sê vir U dankie dat U ons die voorreg het om by mekaar te kon kom op hierdie Sondag. En mag U elke dag ons lei, want U plan vir ons is groter vir ons plan is. En dit alles in Jesus naam. Die gemeente sê, Amen. Amen.